Goeiedag. Ons kyk na Nextgrow se graan en oliesade uitkyk en by uitkyk op currencies het ek 'n aparte video hanteer. Eerstens die FSA graan en oliesade en die belangrike ding hier is soos hulle sê, price creates its own fundamentals. En die vraag is, het die onlangse prysstygings, is dit dus die gevolg van globale tekorte in mielies, sojabone en koring al dan nie. Hier het ek die wêreldse mielieproduksie en eindvoorrade uitgesluit China, en dit is duidelik dat die eindvoorraad nou al vir die 4de jaar in 'n ry vir mielies bokant 100 miljoen ton is, terwyl die eindvoorraad as persentasie van die produksie rondom 11% bly. Hou dan in gedagte, dit is uitgesluit China, en dat China hou 61% van die wêreldse eindvoorrade in mielies. So waarna jy hier kyk, is dan net 39% van die wêreldse eindvoorrade. En as ek nou die foto kan wegskuif, die FSA en Europese droogte het tans nog geen effek op wêreldproduksie en eindvoorrade nie, en hierdie inligting is tot en met die jongste USDA verslag van 12 Julie. Dieselfde geld vir sojabone, vir die 3de jaar in 'n ry rondom 80 miljoen ton, weer eens uitgesluit China. En dan hou net in gedagte dat China 36% van die wêreldse eindvoorrade dra. So hierdie 80 miljoen ton is dan 64% van die wêreldse eindvoorrade in sojabone. So punt is 80 miljoen ton beskikbaar, geen aanduiding dat daar 'n tekort aan sojabone is nie, en die eindvoorraad as persentasie van produksie in die wêreld uitgesluit China bly rondom 20%. Laastens koring. Hier is waar die groot miskonsepsies ontstaan. Koring het 'n baie groot eindvoorraad vir 2de jaar in 'n ry, 150 miljoen ton. Hou dan ook in gedagte dat China 46% van die wêreldse eindvoorrade dra, so hierdie 150 miljoen ton is rolweg dan 54% van die wêreldse eindvoorrade, aangesien daar nog 46% in China is. En weer eens het die uitmergelende droogte in die FSA en ook die hittegolwe in Europa tot dusver in die jongste syfers nog geen effek gehad op die beskikbare voorraad van koring nie. Ons moet dit is toeskryf die jongste prysstygings suiwer aan eksterne faktore soos die oorlog in die Midde-Ooste en die oorlog aan die Swart See. Dan kyk ons na die droogte in die FSA. Die heel jongste beskikbare grafiek hier op die weste kant van die FSA is dan die koringstate wat swaar getrek het, wat winter koring plant, maar wat betref die Midwest, daar is die Midwest, is dit net Nebraska daar wat werklik baie ernstige droogte ervaar het in die hele Midwest. Dit is nou so dat die Good to Excellent ratings van koring en sojabone is laasnag verlaag met 3 en 2 persentasiepunte, as ek reg onthou, maar oor die algemeen is die grootste gedeelte van die FSA se mieliegebied en sojaboongebied nie geraak deur die ernstige droogtes nie, want daar is die koringproduserende gebiede, en kan mens nou aanvaar dat daar
met 100 miljoen ton se eindvoorrade in mielies en 80 miljoen ton se eindvoorrade in sojabone, 150 miljoen ton se eindvoorrade in koring uitgesluit, alles uitgesluit China, daar genoeg voorraad in die wêreld is. As dit dan nou eksterne faktore is, dan moet ons ook aanvaar dat as olie daal, en olie hanteer ek in my currency video, dat die FSA produkte al minder bullish en selfs bearish gaan raak, soos wat olie daal, olie toe ek laas gekyk het, in Brent olie $86 'n vat, dis $6 onder die bullish bearish lyn van $92, maar beslis dan $14 onder die psigologiese $100 'n vat. Hier kyk ons na 'n koring vroeër vanoggend afgetrek en koring, pon natuurlik $4.75, net 5 sent bokant myns insiens die bullish bearish vlak van $4.70 wat daar loop, en as kon hier inval, sal kon weer 'n bearish wees. Selfde geld vir sojabone waarvan ek nie die grafiek het nie, tans $11.95, sy bullish bearish lyn soos daai is $11.90, net 5 sent daar bokant. Dan kom ons by Suid-Afrikaanse grane en oliesade. Die oorheersende faktor daar bly maar ons 17.5 miljoen ton verwagte oes, indien nie hoër nie. Ons het vanmiddag 'n oeskatting en ook die dreigende El Niño. Eerste van alles moet ons aanvaar dat volgens hierdie grafiek lyk dit dat volgens die finale Junie lewerings dat witmielies 31% gelewer is hierdie jaar teenoor 45% gemiddeld, en geelmielies 49% gelewer teenoor 59% gemiddeld. Ons het dus 'n laat oes, mielies het stadig droog geword. Die bulk van die lewerings moet nog in Julie en Augustus plaasvind, en hoekom hier nie Julie syfers is nie, want dit vat letterlik van die begin van Julie af 2 maande vir Sages om die Julie lewerings te finaliseer. So dit as geen nut daarin om week na week met Julie lewerings te werk, want dit is doodgewoon net nie volledig. Maar op grond van Mei en Junie verlewerings, daar verwag jy dat dat na Junie moet daar 45% gelewer word. Ons is 31% gelewer vir wit en 49 versus 59% gelewer vir geel. Dis 'n laat oes. Daar die grootste gedeelte van die oes moet nog in Julie en Augustus afkom. Dan het ons vanmiddag 'n oeskatting. Ek werk reeds op 'n 17.5 miljoen ton oes, maar wat my pla is dat groot oeste bly groei. En verlede jaar van die Junie oes tot die finale oes, van daar tot daar, was nog 'n verdere 2 miljoen ton styging. Nou is ons klaar op 17 miljoen vir die Junie oeskatting, en die vraag is, watter styging gaan ons nog kry na die finale oeskatting wat ek hier in Desember se plek het, want ons het nie 'n Desember maand oeskatting nie, maar dis die gefinaliseerde oes van vroeg in Februarie elke jaar. So gaan hierdie oes net soos daar nog bly groei, en ons dan 'n oes 2 miljoen ton hoër as Junie se oeskatting het van 19.3 miljoen ton, soos wat die geval hier van Junie na Desember is. Maar vir die huidige, dis 'n vraag wat ek myself afvra, vir die huidige werk ek op 17.5 miljoen ton oes. Dit bring my by El Niño. Sterk styging in El Niño, maar het die afgelope maande begin afplat. Die tempo van styging het beslis afgeplat. Dit is die UP, University of Pretoria Seasonal Forecast Works.
baie sterk El Nino, maar besig om af te plat. Dit beteken nie ons het 'n swak El Nino nie. Hy is net nie een aan mekaar besig om te versterk en eksponensieel besig om te versterk nie, maar nog steeds nie baie sterk sone. So hierdie is bemoedigend dat die El Nino nie aan mekaar versterk en hier is Desember, Januarie, Februarie. Dit bring my by die medium termyn reënval voorspellings van die South African Weather Service en vir September, Oktober, November het hulle einde Junie hierdie grafiek vrygestel, steeds grootliks bo normale reën, soos wat ons hier kan sien vir ons mieliegebied, en dit laat my wonder of ons 'n laat El Nino gaan hê. Bedoelende, ons gaan baie goeie reën in die voorjaar kry, en dan het ons die uitmergelende droogtes van middel Januarie af tot middel Maart, 2 maande se uitmergelende droogtes. Die ander variasie van El Nino is as dit glad nie vroeg reën nie, en dan soos wat 'n klompie jaar terug gebeur het, en dit die eerste keer middel Januarie begin reën het. Verskoon tog, maar so sake nou staan, moet mens dus 'n laat El Nino verwag. Met ander woorde, goeie reën in die voorjaar en dan die uitmergelende droogte vanaf Januarie tot vroeg in Maart. So, as mens nou op 17,5 miljoen ton werk, wat weliswaar wel hoër kan wees, en dan het mens 'n 4,7 miljoen ton oordrag voorraad einde April 2027. Ons is reeds in hierdie seisoen vanaf 1 Mei, en dit bring ons by die volgende seisoen, dis waar die krisisseisoen is, waar ek sê dat ons moontlik na alle waarskynlikheid 'n oes van minder as 10 miljoen ton gaan hê. Onthou, die werklike lewering op 'n 10 miljoen ton, op 'n oes laer as 10 miljoen ton, is dit, want daar's nog vroeë lewerings, en dan is daar die sogenaamde plaasterughoudings. Dan het mens daardie hoofoes wat gelewer word van Mei na Januarie, wat by daardie gedeelte, daai laat lewerings getel moet word. Daar is elke jaar groot argument of daar die laat lewerings of daar vroeë lewerings gaan wees, vroeë lewerings van die volgende jaar se oes, elke slag vroeë lewerings van die volgende jaar se oes, en elke jaar is daar maar vroeë lewerings, ten spyte van al die argumente wat gevoer word, dat daar nie vroeë lewerings gewees nie. Die kort van die lank is, ons gaan met, na alle waarskynlikheid, met 'n verstommende eindvoorraad van 4,7 miljoen sit op 30 April 2027. Dit gaan alles dan, as jy minder as 10 miljoen ton oes het, opgebruik word, en om dan die minimum eindvoorraad daar te stel, moet jy ten minste 1 miljoen ton invoer. So as daar net 500,000 ton ingevoer gaan word, gaan daar net 500,000 ton eindvoorraad wees op 30 April 28. So ons het hierso uitvoere van geel nog in hierdie seisoen wat alreeds 600,000 ton beloop. Dit kan drasties verminder as ons wegbeweeg van uitvoerpariteit wat 'n bedekte seën sal wees, maar as ons dan nou hier, hoe meer ons hier uitvoer, hoe meer moet ons daar invoer om hierdie eindvoorraad daar te stel, wat die probleem lê uitsluitlik by geelmielies wat in totaliteit opgebruik sal word. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by hierdie syfers, menslike gebruik en industriële veevoer en industriële gebruik, en na die volgende grafiek toe gaan, waar dit duidelik is dat menslike gebruik van families nie vir ewig toeneem. Daar is teorieë dat dit vir ewig net toeneem. Dit is baie duidelik die geval nie. En in die geval van veevoer en industriële gebruik families is die grafiek identies. Dis onwaar dat menslike gebruik families
en veevoer en industriële gebruik vir ewig toeneem. Dit is hoekom daai syfers daar is en dit is hoekom presies hoekom hulle is wat hulle is. Dit is dus met ander woorde 'n regressie lyn vooruitspellings, vooruitskattings, die beste wat mens onder hierdie omstandighede kan doen van hierdie onsaglike variasie in die rapportering van menslike gebruik van witmielies en nie noodwendig die fisiese gebruik daarvan nie. So, om op te som, ek het gemeld aan die begin, price creates its own fundamentals en die onlangse sterk opwaartse bewegings in FSA-pryse is mynsiens nie die gevolg van globale wêreldwye tekorte nie, eerder eksterne faktore soos die olie wat ek in die currency video aanspreek, wat in elk geval nou $86 is vir Brent en dan die oorlog aan die Swart See. Die 26-27 seisoen 30 April behoort te eindig met die grootste eindvoorraad ooit, 4,7 miljoen ton, gebaseer op 'n 17,5 miljoen ton oes. Ek het gemeld, dis hoekom daar 'n vraagteken is, dat die oes weliswaar wel nog hoër kan wees, omdat groot oeste bly groei, het ons weet dat laas jaar se oes nog 2 miljoen vanaf die Junie oeskatting gegroei het. Hierdie situasie sal natuurlik drasties verander, as ons minder as 10 miljoen ton oes weens El Niño het vir 2027-28, met ander woorde tot 30 April 28. Die implikasie is doodgewoon dat ons van huidige geelmielie uitvoerpariteit, so gesê het reeds 600,000 ton diepsee uitvoere, na invoerpariteit van geelmielies moet beweeg. Dit is byna, maar nie volledig, R2000 per ton styging in die prys van mielies. Dan laastens, met 'n ramp soos El Niño op die horison, raak dit werklik mode om mielie S&D's te doen. Hou net in gedagte dat menslike gebruik van mielie sowel as industriële gebruik het limite en vergroot nie aan 1 jaar op jaar nie, tot ons dan weer praat.